Kan ons net saam bid? Vader, Here, kom volgende Here, en ek wil vir U sê baie dankie vir hierdie dag. Here, waar ons die naam kan groot maak, waar ons die naam kan loof. Here, ek vra Here dat ons ryk sal seën volgende Vader. Here, die woord wat uitgaan, Here, dat in ons harte sal ingaan, Vader. En ek vra Here dat U bestoor sit, die se lippe sal saaf, Vader, met die Heilige Gees krag. Die woorde wat U sal spreek en sal sê, Vader, en dat syne sal wees wat uit sy mond uitkom, Here. En ek vra dat die Heilige Gees sal beweeg van sy plek tot sy plek. In Jesus naam. Amen. Laat my hart
You
Wieso is mense in ons gemeente wat regtig betrokke is by baie van die aktiwiteite en wat nooit skaam is of bang is om tyd op te offer om op die kerk betrokke te wees of in 'n gemeenskap van die kerk betrokke te wees, self op 'n saamkom. En dan moet ons ook nooit vergeet van ons sonnaskool. Ons baie die kyk in sonnaskool onderwysers en onderwyseresse wat ons kinders die woord leer op 'n vlak wat hulle verstaan en wat hulle omgewing vir hulle veiligheid, sodat ons in die diens ook kan wees en ons kan konsentreer op ons die groot menswoord as wat dit so wil sê. So baie welkom weer eens. Wie van julle glo die Here is liefdevol? Amen. Amen. Hoe weet ons die Here is liefdevol? Sy woord is dit. Hy sê soms sy woord. Wie van julle is lief vir die Here? Wie van julle probeer sy woord nakom? Wie van julle het op 'n plek weggekry? Ja, dan blijf te zien, die helft van julle is hier en die andere helft is ook hier. Ons gaan volgende bietjie aan, ons gesels nou oor 'n reeks oor die karakter van God. Die eienskappe en die karakter van God. En ons is vandag in deel 4, ons is vandag en ons gaan ons net 3 aspekte gaan raak, en dan volgende week maak ons klaar. So ons het dan begin met die begin, en dit was die onoordraagbare karaktereienskappe van God. Wie van julle kan vir my 'n bietjie terugvoer gee oor wat ons toe oor gesels het? Wat is God se onoordraagbare of onweerdeelbare karaktereienskappe? Wat is iets wat ons as mens nooit sou kan doen? Alomteenwoordigheid, almagtigheid, alwetendheid, verstaanbaarheid, ons kan nooit verstaan wat nie. So dit is ons belangrik om hierdie eienskappe van God te ken. Ek het gister met 'n baie goeie vriend van my gesels, terwyl ons besig was met 'n program. En ons het so 'n bietjie gesels oor die eienskappe van 'n verhouding. Wanneer jy of toe jy jou heilige girlfriend of vorige girlfriend wat al by jou vry is, jy ken, het jy tyd gemaak om saam met 'n persoon tyd te spandeer. Jy het alles in jou vermoë gedoen om daai persoon te leer ken. En dis hoekom jy vandag in 'n verhouding is met daai persoon. Hoeveel keer sê ons nie vir onsself ons is in 'n verhouding met God, maar ons ken hom nie. Jy weet, vandag se kerk is vol van mense vir wie die Here gesê gaan weg en nie meer. Hy sê nie gaan weg want jy die kerk wil geld gestop, gaan weg want jy was vriendelik, want jy was mededeelsaam, jy het 'n goeie hart gehad, nee. Hy sê gaan weg want ek ken jou nie. Wat beteken dit? Jy het nie 'n persoonlike verhouding met God nie. En hoe gaan jy weet wie iemand is as hy nie vir jou sê nie? Nou sê God vir ons wie hy is. Ja, hy sê. Hoe sê dit vir ons? Deur sy woord. As jy nie die woord bestudeer, is dit vir jou moontlik om jou verhouding te versterk en God beter te leer. Nee. Ons het laas net ons gesê, die woord sê vir ons bepyn is die woord dag en dag. Daar's 3 dinge wat die Bybel vir ons sê ons moet elke dag doen. Jy moet elke dag jou geestelike brood eet. Jy moet die woord van God kry. Jy moet elke dag in aanbidding wees voor die Vader. En wat sê wat ons elke dag doen? Ons kruis opneem. Wanneer ons die karaktereienskappe van God beter besef, dan
kry ons berusting in ons siele oor goed wat ons gewoonlik onseker sal gemaak het. Ons ken gewoonlik God se karaktereienskappe wat ons gegee word in Galasiërs wat vir ons die vrug van die Gees is. Maar die vrug van die Gees is ook karaktereienskappe van God. Maar die vrug is wat hy vir ons sê hoe ons moet wees. Dis oordraagbare karaktereienskappe. Dis goed wat God van ons verwag om te wees. En ons gaan lees Galasiërs 5 vers 16 tot 23. En dit is baie belangrik dat ons nie net die gedeelte van die vrug lees nie. Dit baie keer weet ons nie, doen ons iets reg, doen ons iets verkeerd, is daar ook sonder wat ons nog moet bely, sonder wat ons nog nie vir God se voete gelê het nie. En dis wat vir my belangrik is vanoggend wanneer ons hierdie gedeelte lees, dat ons die hele gedeelte lees en dat ons in konteks verstaan wat die woord vir ons sê. Dit sê die volgende. Galasiërs 5 vers 16. Die werke van die vlees en die vrug van die Gees. Maar ek sê, wandel deur die Gees, dan sal daar nooit die begeerlikhede, dan sal julle nooit die begeerlikhede van die vlees volbring nie. Want die vlees begeer deur die Gees, en die Gees teen die vlees. Julle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Dis 'n belangrike woord vir ons om te besef. Wanneer ons nou begin praat oor God se karakter, beteken dit, ons kan nie net doen wat ons wil nie. Dit is vir ons belangrik om te weet, dat ons gaan altyd in stryd wees tussen Gees en vlees. Maar wanneer ons gaan kyk na die karaktereienskappe van God, verstaan ons ook makliker, hoekom dit vir ons nie in ons eie stryd is, om teen die vlees te beklei. Maar as jy deur die Gees gelei word, dan is jy nie onder die wet nie. En nou word daar vir ons voorbeelde gegee van die vlees. En die werke van die vlees is openbaar, naamlik owerspraak, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderry, dopery, vyandskap, twis, jaloesie, jaloesheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Hier sien ons al klaar wat God nie is nie. En wat ons moet streef om af te neem, af te streef. Dan sê vers 22, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie, maar die wat aan Christus behoort, die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. As ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. Laat ons nie word soekers van eindelike eer, wat mekaar uitdaag en mekaar bely nie. Belangrike gedeelte. Dit sê vir ons, wat die vrug van die Gees is wat van ons verwag word. Kry ons altyd al die goed reg? Nee, want ons is mens. Moet ons probeer om dit altyd reg te kry? Ja, ons moet. En 3 van die aspekte wat ek vanoggend wil gesels word wel aangespreek in die vrug van die Gees. Maar baie kere dan lees ons hierdie gedeeltes in die woord en omdat dit al so herhaal word, vergeet ons baie keer wat die betekenis daarvan is. Deuteronomium 7 vers 9 sê die volgende. En die eerste wat ek oor wil gesels is getrouheid. En ek wil vandag se woord so 'n bietjie meer prakties maak in ons lewens. Want baie keer dan lees ons goed in die woord en ons verstaan nie altyd hoe dit werk in ons lewens, maar ons dit prakties maak
wat is die invloed of die uitwerking daarvan? Of ons verwag dat daar 'n dadelike verskil kom, wat nie altyd gebeur nie. En dan raak ons onskoedig. Ons sê maar ek probeer dit doen wat die Here vir my sê ek moet doen, maar niks gebeur nie. En dis hoekom dit belangrik is dat ons na hierdie drie aspekte van vandag kyk. Volgende Sondag gaan ek ook oor drie aspekte gesels wat in die Bybel voorkom. Dit sê vir ons hoe God is. Maar ons baie keer nie raak lees nie. Deuteronomium 7 vers 9 sê, jy moet dan weet dat die Here jou God is. Is die Here jou God? Is hy waarlik jou God? Of sê jy net so? Wat wys jy wanneer jy met mense kommunikeer en wanneer jy met mense omgaan? Wys jy vir hulle dat God jou God is? Is God jou God? Of is iets anders jou God? Volg jy ander voorbeelde, ander tradisies, goed wat nie noodwendig jou nader bring aan God nie. Jy moet dan weet dat die Here jou God is, die getroue God wat die verbond en die goedertierendheid hou, vir die wat hom liefhet en sy gebooie onderhou in duisende geslagte. Vir wie hou God dit? Vir die wat hom liefhet en die wat sy gebooie onderhou. As jy 'n verhouding is en jou man of jou vrou, kom ons sê jy is getroud, jou man of jou vrou vra vir jou iets om dit nie meer te doen. Gaan jy ophou daarmee en die verhouding versterk, die verhouding bou, weet dat daar iets is wat persoon dalk irriteer, of wat teen daardie persoon se wens is. Of gaan jy aanhou om dit te doen, totdat daar dalk moeilike breek in die verhouding is. Jy gaan ophou daarmee. Hoekom? Want jy stel die ander persoon se belang eerste. Wanneer ons God eerste stel in ons lewens, dan stel ons sy belang eerste. God, wat verwag U van my? Wat wil U hê van my? Wat wil ek verander? Dan wys ek my liefde vir God. Dan wys ek dat ek hom aanbid, dat ek in hom glo, dat hy my alles is. God is getrou in sy beloftes. Hy kom altyd sy beloftes na. Al beteken dit soms dat hy nie vir jou gee wat jy vra nie. Hoekom nie? Want hy beloof, hy sal na jou kyk as hy kyk. As hy weet dat daar gaan iets wees wat jou verder van hom gaan wegdryf, of wat al 'n breuk in julle verhouding kan veroorsaak, waar God jou Vader is, gaan hy nie vir jou goed gee wat jy vra nie. Van net 'n stukkie voorbeeld. Finansieel gaan dit nie altyd goed met almal nie. Bid ons dan vir ons daaglikse brood, of bid ons vir 'n porsie in die garage? Maar kom ek sê vir jou, vir baie mense van die porsie in die garage weghou van God af. Want jy verloor jou afhanklikheid van hom af. Jy fokus op ander goed behalwe God. Ons moet baie keer besef dat God gee en God neem. Wie het dit gesê? Job het dit gesê. Ons gaan dan die tweede punt wat ons wil bespreek. Nou ons moet die praat oor Job en sy geduld. Maar baie keer dan lees ons die woord van God en dan moet ons soveel as moontlik lees, maar ons verstaan niks van ons lees. En help dit nie.
Maar God praat met jou uit sy woorde. Hy kan nie met jou praat as jy die hele tyd aanjaag en stil maak nie. Nou, wat is dan die voordeel in my om die getrouheid van God na te volg? Wat is die voordeel is daar? In die eerste plek bou dit my vertroue in God. Want ek weet hy is trouw. Ek weet hy sal voorsien. Ek weet hy sal gee. Ek weet hy sal doen op sy tyd wat hy voel. En dan raak ons rustig in ons gees en ons siel. Want ons weet, nou maar wat? Ek is in goeie hande. Hoekom? Want God is getrou. God is altyd getrou. Die volgende punt is, dit geef my stabiliteit. Omdat ek weet, God is altyd getrou, en omdat ek dan my gees kan rustig raak, weet ek daar is stabiliteit in my verhouding met God. Hy is nie partykeer getrou, partykeer nie getrou, en op die ander dag dit wonder wat gaan gebeur. Daar is stabiliteit. En as daar stabiliteit is daar rustigheid. Daar is vertroue. Daar is geloof. Baie keer as dit gaan oor getrouheid en ons bid van God om getrou te wees in ons verhouding. Ons verhouding met mekaar. En ons weet God is getrou. God is getrou. Dan weet ons wat dit maak nie saak hoe lang dit vat nie. God se wil sal geskied. En ek praat spesifiek vir mans wat vir vrouens bid, vir vrouens wat vir mans bid, vir ouers wat vir kinders bid. Baie keer kinders wat dalk nie gelowig is nie. Kinders wat dalk van die Here afgekom het. Waar ons vir die kinders bid, en ons weet ons kan nie meer veel doen in die kind se verhouding nie, want as ons inmeng, gaan dit 'n breed veroorsaak. Maar omdat God getrou is, kan ons in gebed vas staan en ons weet, die Here se wil sal geskied. Begin jy sien ook dat dit belangrik is dat ons God se karaktereienskappe ken, dat dit vir ons rustigheid gee in ons siel. Hoe pas ek dit toe? As jy God se karaktereienskap wil wys van getrouheid, doen wat jy sê jy gaan doen. Kom jou beloftes na in die klein dingetjies en jy gaan 'n vertrouensverhouding opbou met mense, jou gesin, jou familie, jou vriende van die werk, maak nie saak wie nie. Mense gaan weet dat hulle kan jy vertrou. Die Here het ons die voorbeeld gegee van die talente. En as hy vir jou getrouheid gegee het, beoefen dit. Wys vir mense jy is getrou, want jy wys die karaktereienskap van God. Kom jou beloftes na. As jy gesê het jy gaan iets doen, doen dit. Hoe moeilik dit ook al mag wees, wat ook al kan voorgaan, dinge gebeur, die lewe gebeur. Wees betroubaar in die klein dingetjies. Want dan gaan mense weet dat hulle kan vertrou in die woord God. Bou die vertroue en die getrouheid in verhoudings. Die teenoorgestelde is ontrou. As jy ontrou is, dan vernietig jy vertroue. Jy kan hoe lang 'n verhouding hê met 'n persoon? Hoe lang?
mans, vrouens, kinders, paas, maas, maak nie saak, vriende. Maar wanneer daai persoon is een keer ontrou was aan jou, is daai verhouding nooit weer dieselfde. Hoekom? Want die vertroue is geskaad. En wanneer ons dit besef, dan besef ons die belangrikheid van getrou wees. Ons kan nooit, as ons vertroue verloor het in iemand, daai selfde 110% vertroue weer terugkry. Die Here kan vir vergifnis gee. As jy die ene is wat al oortreding gepleeg het, kan jy die vrymoedigheid gee om te gaan vergifnis vra. Ons baie goed wat ons kan doen, baie goed wat ons kan sê daar. Maar daai verhouding sal nooit weer dieselfde wees. En as ek dan sê as 'n kind van God, dan beteken dit ons moet sy getrouheid wys. Ek moet getrou wees teenoor my man, teenoor my vrou, teenoor my ouers, teenoor my werk. Maak nie saak wat 'n lekker werk is of nie. Ons het 'n verantwoordelikheid. Die woord sê vir ons moet werk asof ons vir God werk. Wat beteken jy moet getrou wees? Onbetyds. Moenie 3 uur lunch vat nie. Wees dankbaar vir jou werk. Wees getrou in die klein dingetjies. Want dit is jy verhoudings bou. Dis jy getrouheid in verhoudings bou. Kom ons trek 'n bietjie nader na ons tot die kerk. Wat beteken wanneer ek getrou is aan God en ek wys dit in die kerk? Dit beteken jy raak betrokke by die liggaam van Christus, soos wat jy veronderstel is om te doen. Jy leef die gawe uit wat die Here vir jou gegee het vir die groei van die kerk. Woon kerkdienste by, woon selgroepe by, woon die jeug by. Stuur jou kinders dat hulle kan goeie vrug kry van goeie grond af. Nie almal kan altyd alles doen nie. En die Here sien ons intensie. Is dit makliker vir my om eerder net in die kerk te gaan nie? Of is daar nog 'n geldige rede hoekom ek op 'n Sondag nie kan kerk toe gaan? Want ons is 'n verskil. Die verskil is jou attitude. Wil jy groei in jou verhouding met die Here? Deur dienste by te woon, deur bid die Here, wat ook al die geval mag wees, waar jy geestelik kan groei, by te woon, of is dit net 'n kwessie van ek stel nie belang nie? Die kerk is vol mense wat sê, ek gaan vir ewig saam met die Here wees. Ek kan nie wag nie. Maar ek kan nie 'n uur of 2 per Sondag saam met die Here tyd spandeer in 'n kerk of saam met die Here verwys, waar die Here aanbid en geprys word. Hoe maak dit sin? Die eerste manier hoe dit sin maak, is as wanneer jy wat jy sê nie ooreenkom met wat jy doen. As jy sê, ek gaan vir ewig saam met my Vader in die hemel wees, en ek wil hom loof en prys en aanbid, ek wil 'n verhouding met hom hê, want hy is my Vader, ek wil hê hy moet my sê, kom in, want ek ken jou, ek het 'n verhouding met jou, begin so lank nou al oefen. Dit is waarvoor 'n gemeenskaplike samekoms daar is. Die volgende punt is, ondersteun jou leiers. Raak betrokke. En wees getrou in jou gebed en jou stiltenis. Die lewe gaan so vinnig verby ons. Die duiwel wil so graag ons tyd van ons wegvat. As jy jou tyd gevat het en nou jy besig met enigiets anders dan behalwe woord en gebed, dan slaag dit sy doel.
En baie keer gebeur dit as gevolg van goeie intensies van ons kant af, dat ons nie tyd aan God spandeer nie. Ek moet werk. Ek moet voorsien vir my kinders, vir my vrou. Dis goed. Maar spandeer jy tyd aan die ene wat aan jou gee? Die tweede punt wat ek wil noem is regverdigheid. Psalm 89 vers 15. En baie keer word regverdigheid ook in die Bybel beskryf as geregtigheid. So wanneer ons praat van regverdigheid en geregtigheid, dan word dit baie keer as sinonieme in die woord gebruik. Psalm 89 vers 15 sê, ons geregtigheid en die reg is die grondslag van u troon. Goedertierendheid en trou gaan voor u aangesig uit. Wat sê dit vir my? God is altyd regverdig en billik. Altyd. Glo jy dit? Is dit altyd 'n goeie ding vir ons as mens? Ons is sondaars. En die einde van die sonde is die dood. So, as God regverdig is en hy gee vir ons wat ons verdien, dan beteken dit vir ons dat niemand van ons vir God kan gaan. Wat maak die verskil? Genade. God se genade. God se genade maak die verskil, dat hy nie vir ons gee wat ons verdien nie. In sy regverdigheid. Dis 'n karaktereienskap van God, dat hy regverdig is, dat hy vir jou gee wat jy verdien. Maar die genade maak 'n verskil in wat ons wel kry. Die voordeel daarvan, wanneer jy hierdie karaktereienskap van God uitleef, die mense sien dit, beteken dit jy kry respek en jy kry geloofwaardigheid. Wat beteken wanneer jy vir iemand die evangelie verkondig, dan vertrou hulle wat jy sê is waar. En ek sê vir hulle in die woord van God uit, meen uit wat ek dink nie. Maar kom ek weer terug, waar groei jy, waar leer jy? Wat sê die woord, yster sluit yster. Wanneer ons saam met medegelowiges is, en ons gaan saam deur die woord, en ons bid vir die Heilige Gees om ons goed te verduidelik wat ons dalk nie altyd mooi verstaan nie. Die ons nou al iets moet doen. Dan beteken dit, ek kry geloofwaardigheid, so wanneer ek met 'n ongelowige praat, en ek sê vir hulle, God is lief vir jou, sal hulle my glo. Hoekom? Want ek is geloofwaardig in my karaktereienskappe wat ek wys van God. Dit beteken dat wanneer daar konflik is, kan jy vrede bewerkstellig. Ek as persoon kry ook persoonlike vrede daarmee. Wanneer daar regverdigheid is. En hoe kan ek dit toepas? Behandel almal beter as wat jouself sal behandel. Wat is wat dit is? Die woord sê vir ons, jy moet die Vader lief hê. En dan jy naaste lief. Wat beteken dit? Wees regverdig. Behandel almal
Weet jy wat? Kyk na die ouers. Dan sien jy vir jouself, hierdie is 'n siel wat eendag oor sy gaan. Ons is tydelik op aarde. Hierdie wesel wat ons gekry het, is net tydelik so. Binne-in ons het ons 'n siel. Deur die karaktereienskappe van God te wys, kan jy bydra in iemand se sielslewe om sy verhouding met die Here te versterk, of jy gaan konflik veroorsaak sodat daai persoon nie meer met die Here iets wil doen nie. Ons as mens, wat ons sê, krag. Nou as jy kan besef dat elke persoon met wie jy omgaan, is 'n siel, gaan jy dalk anders dan daai persoon kommunikeer. Ja, wat vir die mense ander hoor wat gaan sê self. Ja. Wees altyd eerlik in jou transaksies. Spreuke 21 vers 3 sê vir ons om geregtigheid en reg te doen is vir die Here verkiesliker as offers. Galasiërs 6 vers 7 en 8 sê vir ons wat jy saai, sal jy maai. Kom ons wees getrou. Kom ons spreek en ons leef in 'n manier wat mense die Here in ons kan sien. Dit beteken ook baie keer om stil te bly wanneer jy wel kon praat. Want baie keer dan sien ons goed is met woede of wat emosie uit wat ongoddelik is, want dit is teen God se karakter. En dan is dit vir ons onmoontlik om terug te vat wat ons gesê het. Ons moet kyk hoe ons met mekaar kommunikeer. Ons moet kyk wat ons wys van ander mense deur ons eie optrede. Wie van julle kinders, klein kindertjies, kinders wat nou nog klein is? Okay. Kinders wat nou nog klein is? Okay. Wie van julle kinders wat groot is? Wat klein was? Maar wat nou groot is? Okay. Allemaal sulke kinders. Ja, hulle bly klein, alles is groot. Hoeveel keer het jy gesien die jou kind kleiner was dan? Selfs nou nog. Het jou kind goed opgetel wat jy gesien gedoen het, sonder dat jy daai kind het gemeet het? Ja. En vir die ander mense was dit gewoonlik 'n vloekwoord of twee gewees. Kinders leer van jou deur jou voorbeeld. Goed of sleg. Goed of sleg. Ons moet kyk wat ons saai. Ons moet kyk wat ons saai in ander mense se lewens, in ons kinders se lewens, in ons ouers se lewens, in mekaar se lewens. Want ons is 'n groot gesin. Die meeste kinders wat op die lewe begaan het. Die laaste punt wat ek wil aanraak is geduld. Tweede Petrus 3 vers 9 tot 11 sê ons, die Here vertraag nie die belofte soos sommige dit die vertraag in ag nie, maar hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering kom. Kan 'n mens so geduldig wees?
Ons sukkel net met gewone geduld. Ons dien 'n God van geduld, 'n God wat geduldig is. Maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag, waarin die hemel met gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan, en die aarde en die werke wat daarop is, sal verbrand. Terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoe danig moet julle nie wees in die heilige wandel en Gods vrug nie, om weer terug na die vrug van die Gees te. God se geduld word gesien in sy verdraagsaamheid met die mens. Nou en toe hy op aarde was. Ons sal nooit in ons lewens kan besef waar die Here gegaan het. Toe hy gekruisig is. En weet jy wat? Hy het geweet hom. En hy het nog steeds gesê, ek het jou so lief, klop jy sê. Hoe geduldig is ons? Is jy al verskil tussen jou langtermyn geduld en jou korttermyn geduld? Is dit veel makliker om geduldig te wees in die langtermyn, maar ongeduldig te wees op korttermyn? Die Bybel praat van langmoedigheid. Nou, in Hebreëus en Grieks sê dit vir ons eintlik dat die vertaling van langmoedigheid is lang van neus. Dit beteken lang van asem. Wat beteken jy kan goed verlang verdra. Geduld beteken jy moet goed vir lang tye kan verdra sonder, dan praat ek nie eers dat die Moses allerhande goed van kwaad word nie. Sonder dat dit 'n direkte invloed op die verhouding met die Here moet hê. Soos verbitterheid, woede, skinder, nou wanneer ons verdraagsaam is of geduldig is, beteken dit dan ook dat ek moet geduld hê. Dat is 'n fout. Vrouens, hoor jy dit? Ja, ek dink dit is so. Mans en vrouens, ouers en kinders, wees meer geduldig met mekaar. Dus die vrou daarna, die vrou daarna maar vir die werk, hy is besig, hy is geïrriteerd, hy is ongeduldig. Sy praat, nie volgende het sy opgestaan, sy het nog gemaak, mooi gemaak, sy het in die kar geklim, en sy wil dit gaan kom. Hy is ongeduldig, man, en hy sê daar van my, man, ek het nie meer tyd nie, asseblief, sê nou net vir wat ek wil sê, ek het werk te doen. Hy sê, nee, al wat ek net wil sê, is die kar sit nie, en ek is werk. So, dit is kritisch dat ons partykeer moet luister en geduld hê sodat ons die hele storie kan hoor voordat ons dalk op 'n skokkende einde afkom. Ek wil nie my vrou stil maak en dan op die ander sê sy weet nie wat dan. Okay, jy is so besig, ek kan nie die storie vertel maar die kar se hier is. Dan gaan ek ons net lees oor wat. Daar's waarde in geduld. En die geduld gee ons weerwag. Dit gee ons resilience. Dit beteken ons kan dinge waarvoor ons hoop en wag en vertrou en op glo makliker hanteer. As 'n gesegde wat sê as jy God se tyd vertrou, dan wag jy anders. En
En dis so waar. Ons is baie keer so ongeduldig, jy weet, dat dinge wat ons vir die Here se voete gaan lê, ons vat dit terug. Nee, ja, ek vat dit te lank hier. Ek kan nou nie meer langer hierdie probleem hanteer nie. Terwyl ek ook besig is om dit te werk. Hy is ook besig om dit vir uit te sorteer. En wie wat nou? As dit jou uitgesorteer het, het nog vir jou seun ook al. So jy vat nie net terug wat nie jou is nie. Jy stel op die seën aan wat die Here vir jou wil gee. Hoekom? Nee, ongeduld. Dis nie dat jy nie glo nie. Dis nie dat jy nie vertrou nie. Jy het net nie die geduld om te wag dat die Here moet doen wat hy wil aanpas. Ek het hulle so vandag gepraat oor geduld. Dis 'n langtermyn geduld en 'n korttermyn geduld. Langtermyn geduld vir ons as mense is baie maklik om te doen. Ek het geduld dat my kind eendag matriek sal klaar. Daar's baie prosesse en tyd tussen. Maar het ek nie geduld dat iets nou moet gebeur, dat ek nou dat promotion in die werk kry. Het ek nie geduld dat wanneer ek vir God iets vra, dit sal gebeur as hy wil hê dit gebeur. Nie wanneer nie, as. Wat ek nou gesê, as dit nie iets is wat die Here vir jou wil gee en doen nie, en in jou verhouding wil hy jou beskerm, maar hy nie vir jou gee en doen. Om geduldig te wees, gee ons perspektief. Om geduldig te wees beteken dat ek plaas my vertroue in die Here. Ons het nou gesê wat Bybel sê geduldige ou in die Bybel. En wat het hy gesê? Baie goed. Maar het is spesifiek gesê oor geduld. Die Here gee en die Here neem. Is dit nie so goed change nie? Wanneer ek ons verhoudings is met mekaar, gesinne, families, werk, maak nie saak nie. Kom ons wees bietjie meer geduldig. Kom ons wees bietjie meer geduldig met mekaar se foute, met mekaar se tekortkominge. Psalm 103 vers 18: Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en groot van goeie medelee. Dit is vir ons so bemoedigend om te weet dat wanneer ons God se karaktereienskappe besef en ons maak wat ons kan deel van ons lewens, hoe verander dit ons lewens? En is dit moontlik? Is dit moontlik om God se oordraagbare eienskappe deel van ons lewens te maak? Ja, dit is. Hoekom? Ons is van sy wetenskap. En God sal nooit iets van jou verwag waar hy nie deur gaan dra nie. En as hy vir jou sê jy moet geduldig wees, maak nie saak wat jy van die karaktereienskappe dit is wat ons nou vandag volgende keer gesels. Dan beteken dit ook as jy geduld het met ons, sodat die Heilige Gees ons kan bemoedig, ondersteun en leer om daardeur te kom. As ek 'n saad geplant het, vat dit tyd tussen wanneer daai saad geplant is en wanneer hy vrug dra. En baie keer wanneer ons hierdie karaktereienskappe van God deel van ons lewens maak, dan beteken dit ons moet nuwe goed begin doen of ou goed begin afleer. En dit vat soms tyd. En dis hoekom ek op afsluit vandag met geduld. Ons maak 'n punt daarvan hierdie week wat ons uitgaan. Om te kyk om ons irritasievlakke minder te kry deur meer geduldig te wees.
Ons is baie keer bereid om mekaar te help. Ons is baie keer bereid om daar te wees as iemand ons nodig het. Maar Boeta, ek gaan seker maak daar weer, dit is nou nie die regte tyd nie, so ek gaan vir hom sê, die geïrriteerdheid in my stem, dat ek nou nie eintlik wil nie. Mense tel sy goed op. Kom ons kyk dan. Kom ons gaan leer die karaktereienskappe uit. Ons maak dit deel van ons lewens. En as jy een keer dit nie reg kry nie, vat jou Bybel. Gaan in gebed, waar die Heilige Gees in jou help, maar moenie ophou nie. Moenie ophou nie. Dis hoe wat belangrik is, dat ons hierdie tipe van God is, en kwaliteit bespreek, en nie kwantiteit nie. Ons kon nou in een diens deur, al die vlugge gaan het, en miskien sal ek nog twee van julle hulle kom daar aan die. So wat hulle bietjie vir bietjie. Ons gaan weer, en ons maak dit deel van ons lewens, want daardeur groei ons in ons verhouding met die Here. Ek sal nou op die gemeentegroep uitsit. En gaan bestudeer die verse, gaan lees die Bybel, gaan lees die woord van die Here vir ons sê. Laat hy met julle praat. Laat ons lewens getuienis wees van ons karakter, wat ons navolg in God. Amen. Ek wil graag geleentheid gee vir getuienisse. Ons het wonderlike gehad. Ja, die Frans was wel so 'n bietjie weg. Dit was regtig ons ons. En ons het November maand se dag, dan gaan ons 'n lekker damestee hê, waar jy op die eie is. En die manne het wel voorstel gemaak, ons wil 'n manne aand hê met die kerk, ons wil ons is bereid om die kinders ook te bring. Ons het tempels staan hier buite, en ons gaan lekker, ons het 'n paar kinders hê. Ja, ons moet die manne goed gesels en die kinders apart bezig hou. Goed wat ons verhouding met die Here heel eerste bevorder. Maar wat dan daardeur ook ons verhouding met mekaar en met ons mans, met ons vrouens, met almal van ons ook bevorder. So dan vreet ek ons gee, hy het spesiale vraag wat getuienis gee vir ons. Dankie vir julle. Sport gespeel op skool. Ek was baie tyd in die Durban distrikte, ek weet nie dat al die hele op Springbok hier, maar ek het vir D&D het ek cricket gespeel, rugby gespeel, ek het geswem. Ek was goed in skool, tot waar my lewe begin agter. Die wat res, ek het mense baie seker gemaak. Lewe wat ek net, wat ek gekoop het. Ek het op 'n aand as ek in alles was gewees om 'n vriend van my selfmoord gedraai pleeg, uit my lewe gered. En ons was toegesluit in alles was. Die polisie het my pa gebel en die polisie het my pa gesê nie waar ek nie seker kom my is. Het my gelos, gery op Pretoria. Daar het my suster op 'n manier in Pretoria uitgekom, hoe ek moes er ook kom, weet ek nie. Ons het daar al gekry, en van daar af gereis, Durban. Ek het in Durban aangekom, my pa het my gesê, baie lang. Ons het al lang al geweet, wat jy gebruik. So, hy het ons my gesê, die kies bly self, dis nie tyd wat is. So, die ouers weet altyd wat is. Maar ek het al geskiek, jy het nie my kies gebruik. Maar nie wat is, ek het nou
17 jaar oud. Boek myself in die hotel en ek verkoop aan mense buitens. Maak amper iets soos R500 'n week. Baie geld, maar die verkeerde. Nevertheless, was 3 jaar toe, daar uitgekom, en ek het myself verkeer, ek het myself gebid. Self die Here gevra, maak my gesond. Vir 22 jaar het ek hier omgeloop, en gesê, alles is waar. Tot waar verlede nooit na kant gegaan het. En ek gehoor, jy kan jouself op verkeering doen, my swaar. Jy dink jy lewe die regte lewe, jy dink jy lewe vol. Ek het so gedink. Maar ek het myself nog nooit oorgegee aan die Here. Die pastoor het hoeveel keer gesê, ons te kerk is die mooiste vrou ontmoet. Sy wil absoluut niks met te doen gehad het, toe sy uitgevind het wie ek is nie. Wat fair is, obviously. Maar die Here het ook gesê, hy is 'n goeie mens. Ons is nou al 22 jaar getrouwd. Ons is al 22 jaar saam, jammer. Ons is 17 jaar getrouwd hierdie jaar. Ons oudste is 9 jaar oud en ons jongste is 5 jaar oud. Ons sou nooit kinders gekry het nie. Dokters het vir ons gesê, dit gaan nie gebeur nie. Dis not going to happen. Was hulle volgende gepraat van die Here neem en hy gee. Die persoon wat my meeste opgepas het was my ma. Ek was mommy's boy. Sy naam was baie jealous oor. Baie. Sy het tot voor gesê hoe my mens moet geskreef en hoe my pap was. Maar nevertheless, die Here het al gevat in maart maand 2016. 4 jaar die maand voordat sy oorlede is, het sy na my toe gekom en vir my gesê, jy gaan die mooiste mama wees. Ek was soos, wow, man. Miskien net jy, ek nie weet. Maar sy het geweet, nog voordat ons geweet het, dat ons gaan swanger word. En 'n dag nadat sy vir my gesê het sy nou begin siek word. En ons weet die ander by my mannekamp toe ons met ons jaggroep beplan, ek en 'n paar vriende en 'n paar werkskollegas. Dit moes al die 3de gebeur van Augustus maand. Ek stel voor dit was so in Junie, dit was die tweede laaste week in Julie sou gebeur het. Toe word uitgeskuif na die eerste week in Augustus toe. Toe baie moet sê dat ek nie ons nog deelneem aan die mannekant. En toe kom het so neer dat hulle sê nee, daar is nie genoeg hulp nie. Ons nog 'n hele paar ouens wat gaan. Hulle gaan hy self genoeg probeer. Toe word die naweek van die 16de, 17de, 18de en 19de Augustus.
verstaan nie wat jy sê nie. Ek het oor die woorde gehoor. En soos die naweek begin aanbreek en ons is daar en pastoor bly dit vir ons sê en Benny bly dit vir ons sê en Louis en Werner en al die ouens praat net heel dit oor die priester, die profeet en die koning van die eie huis. En daarna preek hy dit oor die vier gesig en hy sê vir ons weer die pastoor, jy kan slegs daai gesigte dra as jy die priester en die profeet en die koning van die eie huis is. As jy kan vergewe, Saterdag vanmiddag praat sy jong mannetjie ook, sy naam is JP, ook baie mooi gepraat en hy praat van vry wees. Jy kan slegs daai vier gesigte dra as jy vry is. Ek kan nie anders te doen nie. En natuurlik vir die naweek begin ek te bid. En ek begin ek die eerste keer my Bybel lees. So 22 jaar myself oorgegee aan die Here en sê hy is nou kind van Here, maar ek het nog nie sy Bybel gelees. Ja, ek het nie eendag 'n versie gelees. Maar ek het dit verstaan, ek het dit begryp. Ons het al verkeerd gehoor pastoor sê. Ek dink pastoor het ook al gesê, verstaan jy wat jy lees of begryp jy wat jy lees? Dis twee verskillende dinge. En my lewe was baie lang donker en ek het nog dit was donker, maar dit was nie, ek kon sien. Want die Here het my nooit verraai. Hy was by my die hele tyd. Ek moes hom soek. Ek moes hom weer gaan vind het. Nou, ek onthou dat ek eerst staan by ND by kom die 16 April 2023 en ons kom uit en my pa vraag my hoe voel jy? Ek sê, pa, ek voel so lekker, ek voel lust vir die lewe, ek voel aan die gang, ek kan nou so my game van speel as ek moet, voel fiks, voel lekker, die Here is nie vir my, my ouers is nie vir my, ek voel great. Maar ek so vir julle sê, Saterdag, ons nie neerval, ek dink die mansvrouw was, voel die Heilige Gees die ons waai, en so wat hier ons kom, maar ek wil dit my nog nie verraad, en so sê die hele by my. Die hele tyd. Die raai aangebid het gevra, Here, nou sê vir my wat se boek ek moet lees, want ek weet nie. En al wat ek voor my sien is Markus 3. Markus 3. Dis waar baie dinge gebeur het wat ek gelees het. Hoe hy mense gesond maak voor sy vyande en hy weet hulle gaan iets teen hom beplan. Hy kies sy 12 disippels of sy 12 apostels, ja. Hy kies hulle. Hy sê daar in die boek sê almal wat laster sal vergewe word, maar as jy laster teen die Heilige Gees doen, gaan jy nooit vergewe word. Never. Maar dis ook wat jy doen nie. En as jy gehoorsaam is aan God, dan word jy sy eindelike familie. En ek lees al boek en ek wil gewees, wat het my uitgebraai? Hoekom het aan my lewe, en ek verstaan wat jy nou sê, ek verstaan, ek klaar begryp. En hy sê vir my, wel lees hele Markus, dan sê ek verstaan. En ek is nou by boek 6, en ek kan nou boek op lees nie, want hy doen soveel dinge, hy genees soveel mense, hy maak soveel mense gesond. Ek kan nie wat vir die volgende boek, maar dan gaan op die water loop. Jy weet so, is net het boek wat ek nie gedoog, het is amazing wat ek lees, en ek kan dit sien in my vrou, en ek kan sien hoe hy vir ons werk. Maar, dit is regtig waar ek great in die geleentheid is, om by 'n kamp te daag, waar daar soveel manne is, en ek kan nie eens vir my eie vrou heil nie, maar hy is bereid om voor 'n man te ry. Ek wil nie stories hoor nie, ek wil nie stories vertel op die kamp nie, maar dit was daarom vir een rede is om Here te vind. Maar ek het na iemand se storie geluister. En ek geloof ek is nie makliker as jy. Ons weet nooit met 'n ander ou se lewe aangaan. Ons kan daar wees wat pastoor het verkeerd gesê, jy kan verstaan, maar jy kan nie begryp nie, jy so waar. Jy kan nie. Maar as ons net daar wees met mekaar en net mekaar meer respekteer, dan gaan het baie beter wees in ons eie lewe. Dis maar 'n kort storie, maar al wat ek weet.
Vader gaan, die wat hy laaste liedjie sing. Het ek net oorgegee gesê, Here, hier sê ek, pak my net wat nie van vanaf. En ek het baie probleme gehad, ek het baie dinge gehad, my pa destijds vir my gedoen, en maar ek het net salig aan vir die Here gegee, en by die kruis gelos. Net gesê, Here, vat vir my al weg, asseblief. Want ek kan nie meer langer met het daarmee nie. En die Here het my heeltemal verlos. Ons is groot voorstanders van getuienis. Getuienis stig ons. Die woord sê ons moet mekaar bemoedig. Ons dink nie altyd dit is so lekker maklik in ons lewens. Dit was ander mense se probleme, maar dan gaan ons so 'n bietjie op. Nog iemand van getuienis? Ek was nie die man nie. Ons op die groepie post behoort en ook wat is die afkondigings, maar dan die pastoor het ons dan wel selfgroep en dan woordagmaand is daar voorsorgoefening en dan vrydag aand wat nou kom is daar verstel om jeug te wees, ons gaan nie jeug hê. Daar was 'n spesiale versoek gewees van ons jeug dat ons die 5de doen, die 5de. En herinner ek julle ook nie, die 7de September is ons gesinsdag. Ons wil ook nou begin op die groepe inligting uitsit. Dit is 'n gewone. Ons kom kerk in die oggend. Mense wat is, mense wat die wil. Sit nog die voetjies uit van so agterse kant af. 9:00 begin ons met diens. 10:30 gaan ons klaar wees. En dan gaan ons uitbeweeg en ons gaan net 'n familiedag hê. As jy 'n ander familie het wat jy ook nie dag is saam as vir ons spandeer. Hulle is welkom. Okay, so geen vergerwe getalle weer. Hoeveel julle is wat kom. En ons het gesê ons gaan koeie kosse maak. So dat sal vir almal iets te eet wees.
So as jy op 'n talle deurgee vir Gerard sê dan weet jy ook van ons is soveel mense wat kom, ons maak ons eie pot. Ons maak ons eie pot en ons kan 'n tweede pot ook maak of wat die geval ook een mag wees. Dat ons seker maak dat daar vir almal genoeg kos goed gewees. Die Sondags kom beplan ook bietjie bewuswording vir die jonger mense. Ek sal self met die jonger mense. Ek het laas het as ek nie gekry op die TV te kry wat steek so. So ja, wil jy nog iets gesê het? Okay, jy nou het 'n ekstra pot. So ons sal seker maak dat daar goed in die pot kom. So, was dit reg? Okay, so ons sluit hierdie Saterdag wat nou kom af met ons vaste gebed. Dankie vir die ouens wat nog vashou en neerdruk. Dankie vir julle getrouheid en geduld. Sien ons so baie dankie. So ons gaan afsluit met ons laaste liedjie en dan gaan ek vir julle na vra of ons harte skyn met gebed. Staan ons asseblief en ons gaan nie oor binneslied sing. Ek dink elkeen van ons kan dit nou in sy hart hê. Let's
die Hemelse Vader, baie dankie dat ons as 'n gesin hier vanoggend aan mekaar kan kom, dat ons die woord kan luister en die woord kon ingeneem het, Vader. Dankie vir pastoor dat die woord kon gebring het, Vader. Dankie dat U sy lippe gesalf het, dat dit kon uitgegaan het na elke persoon wat hier so was, Vader. Vader, ek bid ook voor elke